So wat ons hier voor ons het, is 'n masjien wat ons so laas jaar ingebring het van Brazil af. Dis die Inrauda Texugo. Soos jy vroeër gesê het, was daar redelike navraag by van ons kliënte oor versieringslaag in sekere vlakke van hulle grond. Ons het bietjie die fabriek genader en dis die masjien wat hier so is op die stadium, wat ons 'n klomp toetse mee gedoen het, waarvan oom Jan ons later sal vertel. So, okay, so die basiese idee is verduidelik my gou hier, van die voorkant af, ek sien kouters, ek sien 'n bak, ek sien beltjies en ek sien tande, verduidelik my. Okay, kom ons gaan vandag. Kouters aan die voorkant, soos enige snykouter voor vir hantering van materiaal, wat enigstens in jou lande sal oorbly. As ons gaan kyk na die tande aan die agterkant, is dit 'n tand wat tot op 500 effektief kan werk, ook met 'n spasiering van 500. Elke tand het 'n individuele bandplasing wat dan ook van die isobus af stelsel af gereguleer kan word amper so variërend, kan jy dit sê, op 'n varierende basis. En dan die fan wat jy hier voorsien is positiewe lugdruk om jou om die kalk of jou materiaal uit te blaas op 4 verskillende vlakke op elke tand. So hy blaas hom op 4 verskillende vlakke uit. So verduidelik my gou, want dis amper waar die magic gebeur hierso, né? Ja, dus jy sal sien op 3 verskillende vlakke aan die kant en dan jou onderste vlak, heel onder, kom sê tot op 500, miskien 'n bietjie dieper afhangende van jou grondtoestand. So hierso onder het hy ook 'n tand hier, of 'n opening hierdeur, né? 'n Opening waardeur die lugdruk oral evenredig versprei word om jou kalk evenredig versprei deur die 4 seksies. En dan jou kalk kom dan nou hier bo deur die hierdie beltjies wat hom dan nou van daar af weer vat, né? Dis hy, ja. So elke tand het individueel 'n bandplasing. En ek neem aan, okay, so hy val dan nou hier af en dan het ek nou vir wind wat hier inkom, né? Net so. Sê vir my, in watse konfigurasies kry ek om watse grootte op die einde van die dag? Hierdie is 'n 7 tand, daar's ook 'n 9 tand beskikbaar. Die bakke op hierdie 7 tand is so 2,5 ton en dan op die 9 tand gaan jy opgaan na oor die 3 ton toe. En hoeveel kan ek nou insit met hom op per hektaar? Toe ons op hierdie, kom ons sê 2,5 kan jy tot en met, wel jy sal die bak in leeg maak op 'n hektaar as jy sou moet. As ek sou moet, As jy sou moet, ja. So, en dan, want gee dit my dan, ek behoort hoeveel hektaar 'n dag met hom te kan doen, 15, 20, iets in daai koers? Ja, in 'n omgewing van 20. As jy gaan kyk na sy werking, het ek al baie keer gedink, vir alle kontrakteur, hy kan hom 'n klein huisie vol geld maak met daai besigheid, né? Want jy doen nou 2 bewerkings in 1. Verseker ja. Nee, ons het redelik navraag op kontrakteurwerk op die stadium. En ek is seker as die seisoen regtig aan die gang kom, sal ons begin met dit. Right, so kilowatte gewys, wat het ek min of meer nodig? Wel, blykbaar 300 kilowatt om hom te trek, en waarna moet die ouens kyk nou as hy verbykom? Ek dink eerstens grondtoestande verskil maar. Die fabriek reken 40 tot 50 kilowatt 'n tand. Ek dink dit minder as 50 sou wees in ons toestande nie. Maar ja, dis moeilik om te sien die werking van die masjien omdat meeste van dit wat gebeur onder die grond gebeur. Gewoonlik moet ou maar 'n profielgat gaan grou en kyk waar daai 4 verskillende lae kalk geblaas het reg deur jou grondprofiel. En nou het ons hulle in die nat gedeelte ingestoot, né? Nee. Dit sal ons weet hoe dit werk. So, maar hy doen goed. Ek is net bly ons het vir julle die steiger gegee dat hy hom kan deurtrek, né? Nee. Seker. As julle kyk daarso, hoe hy fisies die kalk in die grond inblaas, probeer daar op die agterkant van daai tande, as julle kan sien, daar actually werk hy nog redelik mooi deur. Net op 'n laaste punt, julle het ook dan nou nog 'n gewone ripper wat die ouens ook kan kry sonder die kalk, né, dieselfde konfigurasie. Dieselfde konfigurasie, ja. En die ding kom waar uit? Brazil. So hy kom uit Brasilië uit, soortgelyke omstandighede as wat Soortgelyke ons hier so. omstandighede, baie hoë kwaliteit materiaal waarvan dit gevaardig is. Uitstekend. Jaco, dankie baie.